van ons reeks op die rots. En vanmôre gaan ons hierdie reeks saamvat. En wat 'n wonderlike geleentheid was dit nie om te kuier rondom Matteus 16 vers 18 wat sê, en ek sê vir jou, jy is Petrus en op hierdie kerk, op hierdie rots sal ek my kerk bou en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ons het vandag die voorreg om te besef dat hierdie skrifgedeelte nie praat van 'n kerk of van 'n gebou nie, maar oor die openbaring van wie Jesus Christus in ons lewens is. En dat ons nie net bou op 'n samekoms op 'n gebou nie, maar dat ons bou op die waarheid van dit wat hy in ons en ook deur ons wil doen. Jy sien, dis belangrik om te fokus en te verstaan dat ons geroep is om die welstand van ons gemeenskap as 'n geheel te kom verander. Dis om te verstaan dat mense tot die waarheid van wie Jesus Christus is, moet kom. En deur hierdie reeks is die vertroue dat ek en jy sal anders begin dink oor Sondag. Sal anders begin dink oor ons groepe binne die week. Dat ons anders sal dink oor ons huis en ons families in ons huis, oor ons werkplek en oor hoe ons lewens uitdrukking moet gee aan die waarheid van wie hy is. As ons vinnig opsom oor wat ons oor gepraat het in die laaste paar weke, dan het ons begin deur te sê, kerk is nie 'n gebou nie. Maar kerk of die eklesia, soos die woord oorspronklik vertaal is 'n beweging van mense wat vasgevang word deur God se koninkryksopdrag en sy agenda vir hierdie wêreld. Ons het verder gegaan en gesê, kerk is 'n tempel waar geestelike groei gerealiseer word, waar dit gaan oor die gesondheid van die wêreld en die gemeenskap waarin ons geplaas is, sodat ons daardie hoop, daardie genesing en daardie gesondheid bring. Ons het ook verder gegaan en gesê, kerk is 'n huis waar ons familiewaardes geleer word. Wat is reg, wat is verkeerd, hoe leef ek, wat sê ek, en wat ons daai waardes wat ons leer, vat en dan weer in die samelewing gaan uitleef. En dan het Kobus laasweek gepraat oor die feit dat die kerk of die eklesia is 'n weermag, waar mense verstaan, ons vat geestelike verantwoordelikheid teen die onreg in die samelewing, deur die sterk manne of die sterk goed, die opinies afgebreek word, waar ons die waarheid van God en sy koninkryk in die regte plekke en posisies sit. Nou as ons net saamvat, die woord kerk of eklesia beteken in die Nuwe Testament 'n samekoms of 'n vergadering van gelowiges. Dis nie net individue nie, jy het mense nodig om regtig die volheid van die eklesia te beleef. En vandag gaan ons bietjie kuier oor die gedagte van aanbidding. Wat is aanbidding? Hoe lyk aanbidding? Want aanbidding is 'n kritiese deel tot ons identiteit en tot die funksie van ware eklesia of kerk. Want dit weerspieël die Here se doel met ons, maar ook vir mense om ons. Jy sien, ek wil vanmôre sê, dit wat ons aan die begin van die diens gedoen het, die paar liedjies wat ons gesing het, is nie aanbidding nie. Dis deel van aanbidding. Maar te veel van die wêreld loop met die idee aanbidding is wanneer ons musiek maak. En dan breek hulle nog aanbidding op tussen lofprysing en aanbidding. Jy sien, aanbidding is die stadige liedjies en lofprysing is die vinnige liedjies. En dan vergeet ons van al die ander komponente. En vanmôre gaan ons 'n bietjie daaroor gesels. Hoewel hierdie uitdrukking van aanbidding wat ons vanmôre gedoen het, krities is tot die eklesia of die kerkbelewenis. Jy sien, aanbidding is baie meer as net sing. Maar dis 'n hartshouding. Dis 'n uitdrukking van verwondering aan die koning van die konings. En hoe ek en jy daai proses in elke oomblik van ons lewe fasiliteer en ook uitdrukking daaraan gee in die wêreld. In die boek Handelinge
Handelinge 4, ek dink is vers 47, sien ons hoe die gelowiges die Here voortdurend prys. Aanbidding vir hulle was 'n leefstyl, meer as net 'n bymekaar kom, want aanbidding was 'n reaksie op die Here. Jy sien, as ek en jy net in die konteks van musiek dink, dan baie keer gebeur dit dat aanbidding net uitdrukking kry een keer 'n week. Terwyl aanbidding 'n reaksie is op my verhouding en vanuit my verhouding met die Here. En ons verskeidenheid van maniere oor hoe ons dit kan uitdrukking gee. So wat is aanbidding? Dis 'n heel hartige reaksie op die openbaring van wie Jesus is, wat hy vir jou en my gedoen het, waarin hy ons geplaas het en die posisie wat ek en jy nou het. Romeine 12 vers 1 kom en sê: in ag genome die genade van Christus of van God in Christus, bied julle liggame aan as 'n lewende offer. En dit is jou redelike uitdrukking van aanbidding. Hoekom sê hy nie net jou stem nie? Hoekom sê hy nie net jou hande nie? Maar hy sê bring jou hele liggaam, jou hele lewe as 'n uitdrukking van aanbidding. Daarom kan ek en jy nie rondom aanbidding dink as 'n kompartementele uitdrukking van aanbidding nie. Aanbidding is jou hele lewe. Aanbidding is wie jy is. Maar hier's die ding. Jou lewe praat 'n storie. En jou lewe aanbid iets. Of hy aanbid die Here, of hy aanbid die wêreld. Hoe ook al sy, jou lewe vertel 'n storie. En daarom kom die skrif heel in die begin, wanneer ons begin praat oor aanbidding en hy sê, jou lewe moet belyn wees met die waarheid van dit wat Christus gedoen het. Elke komponent van jou lewe is veronderstel om lof en eer aan die koning van die konings te bring. Wanneer jy op die sportveld is, wanneer jy in die bank is, wanneer jy by binnelandse sake is, wanneer jy by wie ook al is en jou geduld word getoets, is jy veronderstel om deur jou reaksie lof en eer aan die Here te bring. Want dit is jou redelike uitdrukking. Sien, aanbidding is om waardigheid aan iets te gee. Ware aanbidding is 'n saak van die hart. Ware aanbidding moet gevoel word. Ware aanbidding kan nie net 'n ritueel wees. Jesus, ek hoop Wessel het 'n vol orkes vanmôre. Ek wil die aanbidding voel. Of die ander persoon sê, Jesus, ek hoop nie hulle sing vinnige liedjies vanmôre nie. Ek wil hê dit moet net lekker rustig wees. Ek wil net voel asof ek in die hemel is. En dan kom jy by die kerk uit en dan sê jy, Jesus, die aanbidding was wonderlik vanmôre. Dan vra ek jou dalk, maar wat was wonderlik van die? Ek weet nie, maar dit was net wonderlik gewees. Dit moet meer as net dit wees. Weet ek dink partykeer deur die eeue en jy kyk na die kerk en die rituele van die kerk. Meeste van ons weet, een keer 'n maand, in die begin van die maand het ons nagmaal. En dan vier ons nagmaal en partykeer mis ons nagmaal, maar dan is ons weer volgende maand vir nagmaal. En dan doen ons doop en ons doen kindertoewyding en ons het hemelvaart en ons het al hierdie goed. Maar hoeveel van ons besef nog dat wanneer ons nagmaal hier vier, is dit nie net sodat ons nog iets op die boksie kan regmerk nie. Maar daardie nagmaaltafel verteenwoordig wat Christus vir jou en my gedoen het. Dat hy ons herbelyn het met die waarheid van wie ons is. En dat dit 'n aanbiddingsoomblik is waarin ek weer opnuut kan vereenselwig en dankbaar kan wees dat ek nie meer 'n sondaar is nie, maar die regverdige van God. Dat ek nie meer hoef te wonder of hy lief is vir my nie, maar dat hy dit vir my gedoen het. En dan wonder ek, hoeveel in die wêreld beleef dit nog? En dan kom hulle en hulle sê, hierdie kerk gee nagmaal sappies. Die Bybel praat van wyn. Ek het 'n vriend gehad op 'n stadium wat vir my gesê het, luister, hy wil weet of hy sy wyn by die kerk kan kom haal. Sê, waarvan praat jy? Hy sê, wel, vir die laaste 3 jaar is ek in die kerk en julle doen net nagmaal sap, druiwesap, julle skuld my al 'n boks wyn. Vir al die nagmaals wat ek by was. En hy sê dit in 'n ligte opinie.
Maar ons kibbel baie keer oor hierdie goed. Kan nie net rituele wees nie. Aanbidding kan nie net 'n paar liedjies wees nie. Aanbidding is 'n leefstyl. Aanbidding is 'n saak van die hart. Dis 'n uitdrukking van my liefde vir die Here, my verwondering, my bewondering, my fascinering van wie hy is. Dis iets wat in my hart, siel, gees en liggaam uitdrukking kry. Jy sien, dis wanneer ek kom begin loof en prys vir wie hy is en hom dank vir wat hy gedoen het. Nie my uiterlike omstandighede nie, nie my uitdagings wat ek beleef nie, maar die waarheid van wie hy is. Want my uiterlike omstandighede, die feit dat ek deur moeilike goed gaan, is nie 'n bereese rede om te sê dis wie die Here is nie. Dis 'n heelhartige oorgawe van dit wat hy vir jou en my gedoen het aan die kruis. En hoe ek en jy daarop reageer. Matteus 15 vers 8 sê, hierdie volk eer my met hulle monde, maar hulle harte is ver van my af. Hoeveel mense ken jy wat bely om Christene te wees? Wat mense wat bely, hulle dien die Here. Selfs net in ons land, in die laaste sensus, was 80% van die mense in Suid-Afrika aangemerk op die sensus dat hulle kinders van die Here is. Maar hulle aanbiddingsleefstyl praat nie daai taal nie. Hoeveel mense ken jy dalk, of familielede dalk, wat Sondag in die voorbanke sit, en hulle hande is in die lug, hulle dans op die stoele, en hulle prys die Here, maar as hulle daai knik vang by die hek uit, dan is dit 'n ander persoon. Jy sien, aanbidding kan nie gekompartmentaliseer word nie. Aanbidding is die uitdrukking van ons hart. Meer as net 'n lied. Ons lewens moet hierdie leefstyl van aanbidding akkuraat reflekteer. Want ek wil dit weer sê, aanbidding is 'n reaksie op die waarheid van wie God is. So hoe reageer ons dan? Hoe reageer ons? En ek wil begin teer die vraag ook te vra, terwyl ons dit gaan antwoord, hoekom kom ons vanmôre saam? Hoekom is hierdie korporatiewe uitdrukking van aanbidding so belangrik? Baie mense leef vandag van die voorveronderstelling, ons het nie mense nodig nie. Ek kan in my sitkamer wees en ek kan net daarso die Here aanbid. Hierdie byeenkoms is krities belangrik, want gelowiges reg deur die skrif het bymekaar gekom en die Here saam aanbid. Psalm 34 vers 4 begin en sê, kom verheerlik die Here saam met my. Nie laat ek sy naam prys nie, laat ons saam sy naam prys. Hoekom? Want daar gebeur iets wanneer ons bymekaar is. Ek weet nie of julle gister gekyk het weer deur die sport wat aangebied is nie. Klomp van die IPL cricket, klomp van die Investec of is dit nou die URC rugby. En mense kom bymekaar. Hoekom? Want hulle kom, ons praat altyd van die Raga Bush God, die rugby God. Mense staan en betaal en hulle aanbid, want daar gebeur iets. Ek kyk rugby op my bank, maar wanneer ek op 'n stadion is daar net 'n ander atmosfeer. Sien, ons kom bymekaar, want jou emosie beïnvloed my emosie. Ek stap hier in vanmôre en ek is bekommerd oor hoe ek hierdie week gaan maak. Ek moet 'n klomp goed doen. Ek moet dalk 'n klomp goed betaal. Ek moet 'n onderhoud hê met iemand. Ek moet met 'n familielid sit en ek weet nie hoe hierdie goed gaan uitspeel nie. En ek kom in by die kerk en ek voel eintlik bedruk. En dan begin ons. Iemand bring 'n woord, iemand lees 'n Bybelvers, iemand begin 'n liedjie sing en ek beleef net in daai oomblik hoe my gees gelig word deur die mense om my. Want jy sien, ons vat verantwoordelikheid vir mekaar om 'n vriendelike woord te spreek. Dis kom ons belangrik is. Dis kom ons vir familie opdaag, want ons is nie vanmôre net 'n gemeenskap nie. Jy's deel van 'n familie en jy daag op vir jou familie. Kolossense 3 vers 16 sê, laat die rykdom van alles wat Christus ons leer,
Julle leefstyl bepaal. Ons kom aanbid saam sodat ons by mekaar kan leer. Sodat ek by jou kan hoor, sodat dit wat jy sê my lewe kan beïnvloed, dat die woorde of jou uitdrukking van aanbidding in hierdie oggend my lewenswyse kan aanspreek en ek beter kan wees as gevolg van dit. Hy gaan verder en hy sê, met alle wysheid moet julle mekaar onderrig en mekaar die regte pad wys. As ek in die bank staan en ek verloor dit met die teller en jy staan agter my, gaan jy jou skaam vir my uitdrukking van aanbidding? Dan sê die skrif, ons is in 'n gemeenskap en na die tyd bel jy my en jy sê vir my, hey Jonathan, ek wonder of jy beskikbaar is, wil jy stiek vir 'n koffie? En baie opgewonde, ek hou van koffie, gaan drink ons koffie en dan sê jy vir my, onthou jy daai dag in die bank? Yes. En ek kan dit een van twee maniere vat. Maar as deel van 'n familie, as deel van aanbidding, hoor ek die hart agter dit en verander ek my leefstyl. Hoekom? Want ons is in 'n gemeenskap geplaas om by mekaar te leer. Gaan verder, sing met dankbare harte, psalms, lofgesange en geestelike liedere tot eer van die Here. Ons sing, ons klap ons hande, ons liggame druk hierdie lof en aanbidding uit. Efesiërs 5 vers 19. Sing saam psalms en lofgesange en geestelike liedere. So as iemand vir jou sê ek's klaar met die kerk, ek's klaar met die uitdrukking van kerk, ek hou kerk by my huis, dan kan jy altyd vir hom sê, maar hoe sing julle saam? Hoe doen julle dit as klomp mense? Want die skrif is baie duidelik daaroor. Kom by mekaar met 'n lied, met 'n woord, sing en jubel met julle hele harte. Anders sou dit gesê het, jy. En daar is plekke waar hy praat van jy, maar daar's 'n publieke en 'n gesamentlike uitdrukking. Wanneer ek en jy saam aanbid, kom ek en jy op die plek waar ons lewens oopmaak vir die Here, om in ons en deur ons te werk. Dink gou 'n bietjie aan 'n paar uitdrukkings in die skrif van aanbidding. Paulus en Silas sit in die tronk. Nou ek weet nie van jou nie, maar die tronk is nie 'n baie lekker plek nie. Ek het die onvoorreg, is dit die regte woord, gehad om vir so 4 ure in 'n tronksel te sit. Nie iets wat ek gedoen het nie, maar ons jeugpastoor het gedink dit sal 'n goeie triek wees om op ons te trek. Ons was op 'n staptoer en ons het 'n klomp goed aangevang en hy kon ons nie vang nie en hy kon ons nie. En toe besluit hy, ons was op 'n staptoer in Waterval Boven. Toe gaan sien hy die polisie daar en vra, sê julle nie hierdie 4 manne in julle vangwa kom optel. Ek wil hulle net so 'n bietjie benoud maak. En hy speel toe lekker saam. En ons sit die aand om 'n 4 en hulle kom haal ons. En die aanklag is poging tot moord. By die restaurant is daar sulke groot afgronde en ons het klippe daar gegooi. En Kwansys het mense daaronder geloop en ons het hulle raak gegooi met die klippe. En hy gooi ons agter in daai vangwa in die middel van April met T-hemde en kortbroeke. En hy jaag met ons waterval bo, waterval onder vir 3/4 uur in daai voertuig. Ons val teen die kante, hy het regtig sy bes gegee. Kom daar, gooi ons in die tronksel. Nou 'n tronksel wat jy sien op CSI en op die televisie, is nie hoe die tronkselle lyk in Suid-Afrika nie. Daar's in die hoek 'n paar matrassies. Dis matrasse, maar hulle is so taai van ek weet nie wat nie, ek wil nie dink nie. Dit klink soos velcro as jy hulle so van mekaar aftrek. Dis terrible. Die ou trek sy toilet langs aan, dan sien jy wat het hy gedoen in 3 selle onder jou. Dis 'n vieslike plek. Sluit ons toe en los ons daar vir 'n uur en 'n half. Kom later terug en sê nou moet julle julle kort broeke uittrek, want julle toutjies in julle broeke in geval een van julle wil selfmoord pleeg. Dit is nou alles deel van hierdie. En na 2 ure kom haal hulle ons en hulle sit ons in die aanklagkantoor en die een ouetjie sê nogal, moenie worry nie, hier is nie probleme nie. My broer is 'n prokureur, dis die stappe wat sal volg. En een van die goed wat hy nogal sê is, hulle sal ons vingerafdrukke neem. Ag man, sy woorde is nie koud nie, toe neem hulle ons vingerafdrukke. Dink ons nou, hier het dit nou net gebeur. Standaard 9 op pad tronk toe, julle lewe is verby. En daai polisie sersant
Ek dink nie daar's 'n matroos in die wêreld wat kan vloek soos hy ons gevloek het daai dag nie. Nee, hy het daai rol mooi gespeel. Hy het hom gevat, hoor. En na dit gooi hulle ons weer in die tronkselle vir nog 2 ure. 4 ure. Weet nie wat gaan aan nie. Nie kontak met enigiemand buite nie. Ons weet net ons het klippe gegooi. Ons weet nie wat gebeur nie. Uiteindelik kom haal hulle ons en hier staan ons jeugpastoor, ons jeugleraar. En hy sê toe vir ons, manne, moenie bekommerd wees nie. Ek het klaar julle ouers gebel, hulle is onder beheer, alles is reg. En toe hy dit sê, toe weet ek, hierdie is nonsens, want as hy my ma gebel het, was sy daar met die eerste vinnigste, nog voor ons kon uitkom, sou sy al daar gestaan het. Dis nie 'n lekker plek nie. Ek het nie gevoel om in die tronkselle die goedheid en die genade en die guns van die Here te besing nie. Ek het nie gedink, toe ek daar sit, die Here te plan vir my lewe nie. Ek het gedink, dis verby. Paulus en Silas sit in die tronk, en hulle begin die Here so hard loof, oor die goedheid, en sy guns, en sy genade, dat die hele tronk bekend was met wat en wie die Here is. Hulle omstandighede het nie bepaal wie God vir hulle is nie. Jy sien, dis deel van ons aanbidding, dat ons bo ons moeilike omstandighede nog die waarheid kan bely van wie die Here is. En hoe meer ons dit sê, hoe meer word dit 'n realiteit. Want weet jy wat, ek dink in die begin, het Paulus en Silas nie noodwendig gevoel om te sing nie. Maar hier is die ding, wanneer ek en jy begin sing, wanneer ons vanmôre by mekaar kom, voel ons dit nie noodwendig nie, maar hoe meer ons dit sê, hoe meer gebeur daar iets in ons gees, hoe meer ons dit bewoord, hoe meer staan iets in ons hart op, en ons begin besef, ja man, dit wat ons sing is die waarheid, ja, die Here is goed, ja, die Here gaan vir ons deurkom, maak nie saak hoe dit uitgedruk word nie. Sou die vye boom nie bot nie. Habakuk het dit in 'n moeilike oomblik geskryf. Sou die vye boom nie bot nie, en al sou die ribbok nie spring nie, nogtans ten spyte, sal ek juig en jubel, sal ek die liedere van God se goedheid sing. Die vrou met die olie in die albasterboks, daai olie het rykdom gesimboliseer, was baie werd, was 'n groot offer. Sy kom gee dit, en meer as dit, sy was sy voete, sy was dit met haar hare, dit wat sy as die belangrikste geag het, sy geoffer, haar tyd, haar voorsiening, haar energie. Sien, ek en jy, as deel van ons aanbidding. Ons aanbidding moet tyd maak vir die Here. Ons aanbidding moet aanbidding gee deur ons talente. Ons tyd, talente en ons rykdom moet 'n vorm wees van hoe ons die Here aanbid. As ons sê, ons is uitverkoop aan hom. Abraham moes seker die grootste offer maak. Weet nie van jou nie. Ek is baie lief vir my kinders. En ek dink nie daar's een persoon in hierdie wêreld wat ek 'n kind voor sal offer nie. Ek weet nie om wat ek uit daai verhouding kan kry nie. Abraham het geweet, hy gaan sy seun offer. En ek wil weer sê, die gesprek wat daar moes gebeur het, die spanning in sy hart, maar ek dink terwyl hy gestap het, pa, wat gaan ons offer? Nee, die Here gaan sorg. Dis maar pa, ons is amper daar. Wat gaan ons offer? Nee, die Here gaan sorg. En ek dink hoe meer hy aanbid het, en hoe meer hy homself vasgemaak het aan die waarheid, hoe meer het iets in sy hart gebeur, dat hy daar gekom het en gedink het, ek het niks saamgebring nie, ek weet nie hoe die voorsiening gaan lyk nie, ek weet nie hoe dit gaan deurkom nie, maar God gaan, want iets het in sy hart gebeur, sy lewe was 'n uitdrukking van aanbidding, nie net sekere dele van sy aanbidding nie. Nee, ek sal so 'n bietjie geld gee vir die kerk, moet net nie vir my vra om te kom help nie. Ek betaal mos nou. Of ek gaan my talente gee, so nou en dan, een keer 'n maand sal ek Wessel kom help. Maar moenie regtig klem lê op my tyd nie. Dis ons lewe, kan nie in vakkies geplaas word nie.
Jy sien, want wat doen identiteit? Identiteit kom en definieer jou en my aanbidding en ons, jou en my identiteit. 1 Petrus 2 vers 9 sê, dit geld egter nie net vir julle nie, want God het sy volk gekies. Julle is 'n koninkryk, ek en jy is 'n koninkryk wat uit priesters bestaan, 'n nasie wat heeltemal in God se diens staan. Ons kan nie vanmôre hier sit en wonder wie ons is nie. Ons kan nie vanmôre hier sit en onseker wees oor of die Here ons liefhet nie en of ons sy kinders is nie. Jy sien, dis die plan van die vyand om heeltyd jou aan te val op jou identiteit. Ja, jy's nie goed genoeg nie. Jy kan nie regtig 'n kind van die Here wees nie. Dis daar waar ek en jy die waarheid bely. Dis daar waar ek en jy aanbid, sodat dit kan opstaan in die realiteit van die waarheid, die openbaring van Jesus Christus, wat ons in die begin gesê het, ons realiteit word. Want die einde van daai skrif sê, dis immers hy, Jesus, deur sy kruisdood, wat ons uit die duisternis in sy wonderlike lig ingeroep is. Ek wil vir jou vanmôre onomwonde sê, jy's deel van 'n familie. Jy is syne. Jy behoort aan hom. Jy is geroep en uitgesonder deur hom vir 'n tyd soos hierdie. Jy's deel van hierdie samekoms, hierdie uitdrukking van kerk. En in dit word sy identiteit deur ons uitgedruk. Sien, wanneer ek en jy korporatief soos vanmôre aanbid, verklaar ons eerstens wie ons is in hom, maar ook wie hy is in ons. En wanneer ons saam aanbid, sing ons sy heerlikheid en verstaan ons is afgesonder in hom en deur hom. Jy sien, aanbidding kom en druk daai eenheid uit. Efesiërs 4 gaan oor die hele uitdrukking oor ons as 'n liggaam in Christus. Dit sal snaaks lyk as ek hierdie kant toe loop om met julle te praat, maar hierdie deel van die lyf gaan soontoe en my middelkop wil hier bly. Ons werk saam. En daarom is 'n street store en 'n klomp ander goed wat ons doen deur die jaar so belangrik, want dit is nie net 'n uitdrukking van ons kerk nie, maar ook 'n gemeenskapsuitdrukking. Al die kerke binne Hartbeespoort en selfs in Madibeng vat hande om ons gemeenskap 'n koninkryksfokus vas te maak. Gaan nie net oor my nie, maar dit gaan oor meer as ek, waar ons verenig in Christus om die eenheid uit te druk. En in dit gaan dit nie oor taal, kultuur of voorkeur nie, maar dit gaan oor die feit dat ons 'n Christuskultuur vestig. En dan is aanbidding krities belangrik om ons te versterk en ons te help om op sy fondasie op hierdie rots te bou. Soos ons al reeds gesê het in Kolossense 3, hulle leer by mekaar sodat dit ons leefstyl kan bepaal. Ouens, ek wil dit vanmôre so duidelik vir jou en my sê. Hoewel aanbidding 'n persoonlike belewenis is, het dit ook 'n gesamentlike uitdrukking. En in daai gesamentlike uitdrukking is dit waar ek en jy verantwoordelikheid vat om ons lewens te bou op die waarheid. Jy weet, ons het hierdie hele jaar 'n tema waarin ons vertrou dat die Here ons gaan help om elkeen te kry om een persoon te bereik. Elkeen bereik een. Sy glorie word my storie. En dan kan ons vir mekaar sê, hoe gaan ons dit doen? Deur elke oomblik van my lewe in aanbidding te wees. Elke oomblik van my lewe lof en eer aan hom te bring. Dan sê party van julle, maar Jonathan, ek sukkel om met mense te praat. Niemand het gesê jy moet iets sê nie. Sien, wanneer ek my hele lewe belyn met hom, en ek by die werk hom aanbid, en ek hom in sport aanbid, en by kultuur, en in vriendskappe, oral waar is, begin my lewe sy storie vertel, en ek moet net beskikbaar wees, dat wanneer iemand my vra, hoe is dit moontlik dat jy kalm bly in hierdie omstandighede? Jy jou storie kan deel, en elkeen bereik een persoon.
sien dit gaan daaroor dat ons verder kyk as net hoe vanmôre was die kerk so lekker. Ons ou groepie. Nee. Dis vanmôre hier om toegerus te word, bekragtig te word vir ons werk volgende week. Jy sien, wanneer ek en jy hier uitstap, stap ons in 'n gebroke gemeenskap in. Gaan ons na mense toe sonder hoop. Gaan ons na mense toe wat pyn beleef, wat hoop, liefde en aanvaarding by jou en my wil kry. Jy sien, aanbidding kom en bevestig sy teenwoordigheid tussen ons. Nie net in my nie, maar tussen ons. Matteus 18 vers 20 kom en sê, want waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Terwyl God met my is, as individueel, ek bring sy teenwoordigheid. Ek is die draer van sy heerlikheid. Sy teenwoordigheid word nie hierso toegesluit, en nou sluit ons die Here weer oop nie. In die kerk waarin ek groot geword het, het ek soveel keer gehoor, ouens wat op die kansel staan en dan sê hulle, julle moet vorentoe hardloop, die teenwoordigheid van die Here is hier. En hy's reg, hy's nie verkeerd nie. Die teenwoordigheid is hier, want ons bring die teenwoordigheid in. Maar die idee wat ons baie keer het, is die teenwoordigheid is net in die kerk. Dis net as ons sing, dis net as ons hard praat of skree of wat ook al, of daar's profesie en ons sê, Jesus, nou gaan die dinge gebeur. Ken jy is die draer van sy heerlikheid. En ons moet daai heerlikheid in elke oomblik en elke faset van ons lewe verteenwoordig. Ek wil begin saamvat en sê aanbidding is belangrik in hierdie uitdrukking, want dit demonstreer die missie wat die Here vir ons ook het deur aanbidding. Handelinge 2 vers 46 en 47 ken ons so goed. Hy kom en hy sê, hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom. Nommer 1, die missie is dat ons sal bymekaar kom. Dat ons in 'n eenheid gefokus, 'n weermag gefokus sal wees op die missie wat die Here ons gegee het. Gaan hy verder. Hulle het ook individueel van huis tot huis die maaltyd van die Here gevier. Hulle was daar vir mense. Hulle het gekuier saam met mense. Hulle het vriendskappe gebou. Hulle het in mekaar se lewens geïnvesteer. Hulle het kos met jubelende blydskap en in alle opregtheid geëet. Dan gaan hy verder. Hulle het derentyd die Here geprys. En hulle die goedgesindheid van die hele volk geniet. Jy sien, wanneer ons 'n aanbiddingsleefwyse leef, kan mense dit nie miskyk nie. Mense sien dit en dit spreek mense se lewens aan en mense wil word soos ons is. En hy sê dan daar, en die Here het elke dag mense wat verlos is, by hulle gevoeg. Ek wil vanmôre weer eens by ons pleit. Die kerk is nie geroep om op homself te fokus nie. Maar die eklesia is geroep om 'n getuienis in 'n gebroke wêreld te wees. Wanneer ons as hierdie samekoms saam aanbid, wys dit die heerlikheid van die Here aan ongelowiges. En soos ek al reeds gesê, dan word sy glorie ons storie. As ons net kyk na hierdie teksvers, die vroeë kerk se leefwyse, se aanbidding was aantreklik. Dit het tot redding gelei. Mense het hulle lewens verander en hulle is herbelyn in hulle verhouding met die Here. En hulle leefwyse het ander mense genooi om familie te word van die Here. Vir 'n oomblik wil ek jou vra net daar waar jy is, om net jou oë vir my of saam met my net vir 'n oomblik te sluit. En ek wil nie nou hê jy moet aan ietsie dink nie, want ek gaan jou nou begelei met 3 aanbiddingsuitdrukkings. Maar terwyl jy daar is, wil ek net hê jy moet net stil word vir 'n oomblik. Ek weet baie van ons sukkel met daai uitdrukking, word net stil, moet aan niks dink nie. Want ons is soms ongemaklik in stilte. Maar stilte is 'n uitdrukking van aanbidding. Net stil te wees. Weer die skrif sê vir ons, mediteer oor die woord. En ek wil jou vanmôre uitdaag,
deur 3 uitdrukkings wat ons nou gaan doen. Maak aanbidding vir jou meer as net musiek. Jy weet die Bybel, die woord van die Here, so kragtige middel van praktiese aanbidding. Die mediteer oor dit wat jy lees in die woord, vorm jou lewe, rig jou lewe in 'n lewensveranderende manier van aanbidding. Kommunikasie, gebed, is 'n vorm van aanbidding. En terwyl jy net daar sit en net luister na hierdie mooi akkoord wat die klavier net vir ons in hang, gaan ek vir ons vanmôre 'n stuk skrif op die bord sit. En ons gaan daardie skrif saam lees. En wanneer ons die skrif saam klaar gelees het, gaan ek jou weer vir 'n oomblik nooi om jou oë te sluit en vir jouself te vra, wat het hierdie skrif vir my gesê? Wat het vir my in hierdie skrif uitgestaan? En wat kan hierdie skrif van toepassing word in my lewe? En ek wil jou nooi nou om saam met my te kyk op die bord. En ek wil vir ons Psalm 8 voorhou. En is seker een van my gunsteling psalms. Ek het 'n klomp jare terug 'n lied ook oor hierdie psalm geskryf. Hy sê, Here onse Here, hoe vol majesteit is U naam op die hele aarde. U heerlikheid is hoër as die hemele. Kinders en babas besing U lof, want U het dit wat sterk was bestraf, vyand en wreker stil gemaak. Wanneer ek opkyk na die naghemel, ek sien die werke van die vingers, die maan en sterre wat U in hulle plekke geplaas het. Wat is die mens dat U aan hom dink? Die mensdom dat U vir hulle omgee. U het hom 'n bietjie minder gemaak as hemelse wesens en hom gekroon met roem en eer. U het hom in beheer gestel aan alles wat U hande gemaak het. U het vir hom mag gegee oor alle dinge. Here ons God, hoe vol majesteit is U naam oor die hele aarde. Vir 'n oomblik kan ek jou weer nooi om jou oë net vir 'n oomblik toe te maak. En dalk is dit vir jou vreemd vanmôre, maar vanmôre groei ons in ons uitdrukking van aanbidding. Mediteer oor hierdie skrif. Wat het vir jou uitgestaan? Dalk sê jy vanmôre, Here, dankie dat U vir my gesterf het. Dat ek so kosbaar is. Dankie dat ek vanmôre my autoriteit in U kan vasmaak. Wat maak dit los in jou hart? Net so vir 'n oomblik of twee. Daar wil ek jou nou nooi na die tweede uitdrukking van ons aanbidding vanmôre saam. Is dit wat jy nou beleef het? Net daar waar jy is, individueel. Verwoord dit nou in 'n gebed. Dalk vertrou jy die Here vir iets. Dalk sê jy dankie vir die Here vir iets. Of dalk sê jy vanmôre vir die Here, ek staan op in my gesag en kapasiteit van dit wat jy aan my toevertrou het. Wat ook al dit is. Verwoord dit nou in die stilte van waar jy is, nou in 'n gebed.
En dan wil ek jou nou nooi om vir 'n laaste oomblik as 'n korporatiewe uitdrukking van ons aanbidding saam met my te staan. En ons gaan vanmôre 'n lied saam sing waar ons net die grootheid en die almag van ons Here gaan besing en bevestig in ons lewens. Kan ek jou nooi om saam met my te staan en saam met ons hierdie baie bekende lied so saam te sing. Baie dankie.